Hallo, ek is Magriet en ek lei 'n kleurvolle lewe. Ek trek elke dag helder aan, ek kleur my hare pink, pers en rooi en is absoluut mal daaroor. En ek pak my geestelike lewe op dieselfde manier aan. Want ek glo die Heilige Gees het 'n verfkwas wat hy my hele lewe binne uitverf dat ek dit dan buite toe kan uitstraal. En daardeur sê ek nie jy moet dieselfde doen nie. Pastelkleure werk net so goed. Meeste van die tyd het mense met 'n sagte benadering 'n beter aanslag as ons ou baaltipe. Elkeen het 'n plek in die lewe. En asseblief dames, as jy altyd net swart dra, sit nog 'n tikkie kleur by, want net swart straal absoluut niks uit na buite toe nie. Alhoewel hierdie blad vir vroue is, en die idee was om vroue 'n bietjie te motiveer, het ek egter, is ek nie 'n feminis nie. Ek is glad nie 'n feminis nie, maar ek glo vroue het regte. Die man is immers die kop, maar die vrou is die nek, wat die kop heen en weer draai. Ek gaan hierdie blad op 'n Christelike oogpunt doen, en ek glo nie noodwendig dat alles wat mens leer van almal Christene is nie. Party mense is ateïste, maar hulle sê iets wat vir jou iets beteken. Party mense glo net nie, en party mense hou jy glad niks van nie. Maar hoor mooi, wat kan jy by hulle leer? Ek bid al lankal vir 'n betekenisvolle lewe. Ek het my skepingsdoel in Gauteng ten volle probeer uitleef. En ek het 'n verskil gemaak. Ek hoop so. Maar hier bly ek nou in die Kalahari, 'n uur uit die dorp uit en 20 hekke verder. En glo my, niemand wat nie 'n ware vriendin is, kom kuier vir my nie. Dis my toets om te weet, hou jy van my of hou jy nie van my nie? Maar dit is baie moeilik om van hier af 'n bediening te doen. So, ek het regtig vir God gebid. Wat het van my skepingsdoel geword? Wat moet ek nou net niks doen nie? En Sondag aand het Elodies by die Lewende Woord in Kuruman se blombediening wat vir die vroue is, 'n ding gesê wat my geraak het, en dit is dat God vir jou 'n geskenk het. Gaan jy die geskenk vat en oopmaak? Gaan jy die geskenk wegsteek? Of wat gaan jy met jou geskenk doen? Want ons elkeen het 'n geskenk ontvang. En julle, ek het huis toe gegaan en ek het gebid en gesê, okay God, het ek nou 'n ander skepingsdoel? En ek voel in my binneste, maak 'n Facebookblad. Dan maak dit nie saak waar ek bly nie, ek kan vir mense aanraak. Ek kan mense bemoedig, ek kan mense motiveer, ek kan mense help. En ek dinsdag vra ek vir Hetty, dis nou my skoondogter, wil sy asseblief vir my help om die Facebookblad te maak nie? Jene toe ek weer sien, toe stuur sy al invitations uit. Ek bel dadelik vir Ellen Bam, wat my pastoor is by die Volle Evangelie in Katoo. Ek sê, Ellen, ek het nou hierdie ding begin. Hy sê, gou vir dit. En hier iewers, by dag Woensdag, toe sê hy, kyk hoe goed gaan dit op die blad. Dis die regte ding op die regte tyd. So ek glo, ek is op die regte plek. Hoewel ek jou wil bemoedig, help om saam met God te lewe, en nie net te oorleef nie, maar ek wil hê jy moet blom en vrugte dra, waar jy ook al is. Hier wil ek jou help met reekse so skepingsdoel, veranderinge, wat niemand regtig van hou nie, as ook getuienisse van ander vrouens, wat deur moeilike goed gegaan het. Dan het ek ook 'n tienerdogter, Nikki, wat nou in haar pepertyd is, of puberteit, maar sy noem dit pepertyd, wat gaan bemoedigende goedertjies skryf vir mamas met tieners, want dit is vir jou 'n moeilike tyd hoor. En natuurlik kan die tieners ook daarby baat vind. Ek het regtig al deur al wat 'n ding gegaan. Ek het 'n massiewe beroerte gehad. Ek is gesekwestreer. Ek het vir 30 jaar geglo in my pa se boemelaar. My ex-man het my probeer vermoor. Dis maar net om 'n paar goed te noem. Daar is dis nie veel dinge wat my skok in die lewe nie. Maar wat ek vir jou kan sê, deur elke iets wat jy gaan, was God daar. En God help jou daardeur, sodat jy 'n beter en 'n sterker mens kan wees. Want sien, hoe nader jy aan God leef, hoe meer en meer gaan jy getoets word. Kyk maar vir Job. Kyk hoe is hy getoets.
en God het vir hom alles teruggegee en hy is vandag in die hemel. Ek het ook al letterlik alles gedoen. Ek was betrokke by kinderontwikkeling, veral die emosionele ontwikkeling van die kind. Ek is 'n gekwalifiseerde internasionale modeontwerpster, heerlik trourokke en aandrokke gemaak. Tans maak ek net vir my kleindogter 'n klerekas. Ek is 'n motiveringsspreker, life skill fasiliteerder, Christelike beraader. Ek was al 'n prinsipaal eiendomsagent, grafiese ontwerper en het onder andere 'n NGO gehad vir die upliftment van mense in plakkerskampe. Maar julle, eintlik is ek net 'n gewone mens soos julle. Ek maak ook toilette skoon. Ek het ook 'n gesin om na te kyk. Ek en Hetty het 'n stonnel wat ons vrugte, groente eintlik meestal kweek, wat ons in die dorp verkoop. En ek moet ook elke aand kos maak, wat nie 'n lekker werk is nie. Maar hierdie blad is om jou te help en te inspireer.